Ek het nou so 'n tyd gelede by my suster gaan kuier daar. Sy bly so eentjie buitekant Oudtshoorn op so 'n koppietjie iets en daaronder is die rivier waar die riete en die doringbome. Dis so 'n lieflike plek waar jy nou kan dink waar voëls nou saans kan slaap en dis presies wat gebeur. Nou hier by my het ek nou nie dit nie. Nou die Engelse praat van murmurations. Dis nou soggens as die voëls opstaan om te gaan wei en dan saans kom hulle weer terug na hulle gewei het. Dan kom hulle so, gaan hulle so 'n paar keer so oor die riete. Wie julle en elke aand en elke oggend het ons twee tyd gemaak om dit te kyk. En dan dink ek aan dieselfde ding van visse, as jy 'n skool visse sien. Hulle swem nie in mekaar vas nie. Daai voëls, die witgatspreeus, die tiptolle, wie's daai ander mense, die muisvoëls, hulle kom saans huis toe net soos 'n skool visse. Niemand vlieg mekaar vas nie. Hulle gaan ook nie woed dadelik af nie. Hulle draai eers 'n bietjie oor hulle slaapplek. En dan moet jy nou hoor, hoe gesels hulle nou van waar het hulle gewei, wat het hulle gesien, wat het hulle gekry, want dit het 'n bietjie gereën, so daar is hulle 'n kossie in die veld in. Wanneer gaan hulle begin neste bou, en die vinke is ook daar rond, want as riete, hulle kan daar ook neste bou. En dan dink ek aan die wonderlike voorreg. Jy wei nou vandag in 'n trop, maar jy wei 'n bietjie weier uit mekaar uit, sekerlik nou. Maar as jy vanaand by die huis kom, dan het jy 'n storie om te vertel. Dan het jy 'n stuk om te sny. Hoe jy gewei het jy water gekry, hoe lekker was dit. Daai gemeensaamheid. En ek dink so hoe ons mensdom al hoe alleener geraak. Daar praat die horlosie nou die waarheid. Hierdie tropgevoel wat jy so kry onder diere. Ons het nou so slim geraak, ons is nou hier en daar en waar. En dit voel vir my, ons het al hoe minder gewoond geraak om ons haarworteltjies uit te stuur na mekaar toe. Jy het al vroeër gepraat oor hierdie haarworteltjies, wat natuurlik van jou af uitgaan na iemand toe, as jy hom met aandag ontmoet, dat jy kan voel hy, met sy haarworteltjies, voel hy, hoe voel jy, dat 'n mens 'n soort stille kommunikasie het, amper soos daai murmurations, wat die voëls en die visse, die skoolvisse doen. Want nou dink ek so daar by my eie, waar ek so sit op die stoepie en dit nou kyk, as dit nou 'n trop mense moes wees, gaan ons nou in mekaar vasvlieg, want ons gaan nie eerstens ingestel wees op mekaar, soos daai trop diere nie. En ek dink nie ons sal so kan konsentreer en fokus om in die vryheid van vlug nog die ander voëls rondom jou waar te neem en jou plek te ken en te kry hier waar jy deel is van 'n groot trop om jou. Soos jy nou naby 'n groot boom bly, die rooi valkies kom op ons so graag saans daar in ou bloekombome. Gaan kyk bietjie wanneer hulle kom rus. Wat is 'n trop voëls nie? Is 'n skoolvisse, toe maar dit sal by my uitkom. Hou dit bietjie dop. Dit gaan saam met die opwinding van nog 'n dag. En vanaand die rus wat ons gaan geniet na ons dag se lekker werk.